Ons gaan na die woord toe gaan en ons is natuurlik besig om te praat oor al ons issues en ons tissues en ons het gepraat oor dat ons uit ons kondisies uitkom. Dat ons en ek dink waar ons volgende maand heen gaan is waar Dr. Gustav moontlik vir ons die visie sal deel vir die maand Julie, maar dat ons met die goed sal deel. Dat ons sal deur dit kom, dat ons nie net sal oor dit kom nie. Ek weet dit is 'n baie onsensitiewe ding om eintlik vir iemand te sê dat jy net oor dit kom. Nee, die genade van die Here word tot ons lewens toegevoeg dat ons deur dit kan gaan sodat ons nooit weer onsself op daai plek bevind nie. Ek is nie my kondisie nie. U is nie wat u deur is nie. Daar's moontlik 'n las wat tot u lewe gevoeg is, wat u en ek vanmôre 'n keuse het, dat dit kan 'n heerlikheid wees, 'n gewig wat op iemand anders se juk kan val, wat hulle lam lê, omdat u gekies het om daar deur te gaan. Kom, daar's 'n paar van ons wat agterkom, dat dit waarteen ek vanmôre opstaan, is groter as net my en my huis. Hierdie gereformeerde gemeente vanmôre, ons gaan weer, dit is groter as net my en my huis. Kom, daar's 'n paar dinge wat ons kan weet. Wie van u het al gesien hoe jou lewe, soos jou lewe ontvou is, daar 'n paar dinge wat ek en u deelname gehad het tot die negatiewe. Dat dit gebeur deur iets wat u en ek gedoen het. Die vyand kom om te steel, te slag, te verwoes en dood te maak, maar hy het gekom, hoofletter hy, sodat ons kan hê lewe in oorvloed. En daarom het ek nodig om sy hand te vat deur die Heilige Gees om te sê laat ek, en dan vra ek myself, as dit nie iets is wat ek oor my pad laat kom het nie, wat ek nie georkestreer het deur ongehoorsaamheid nie. Die Here straf nie mense nie. Dat ek sal kom en sê, ek het 'n keuse. Ek gaan hier deur gaan. Want daar's ander wat nie bereid is om vol te hou tot die einde nie. Pastoor, help my vanmôre uit. Wanneer jy agterkom, maar hierdie is nie my toedoen nie. Hierdie is nie my toedoen nie. Hierdie is nie my oes nie. Kom, ek kyk oor hierdie gehoor en ek weet van 'n paar van u, omdat ek saam met u mag deel u lewe, weet ek 'n paar van u se storie en ek weet dat dit is nie u toedoen nie. Dis die vyand wat kom om te steel, te slag, verwoes en dood. U is nie 'n kondisie nie. U is nie dit wat u of dit wat met jou gebeur het nie. Die vyand wil ons vashou. Hy wil ons terughou. Hy wil hê dat ons nie in ons volheid moet instap, dat ons in die afgehandelde taak moet opstaan nie. Toe hy gesê het, dit is volbring, toe wil hy dit nie net vir ons doen nie, maar hy wil dit nou deur ons doen. So ons sien, wanneer ons gaan na die woord toe, en u het 'n hele paar titeltekste gehad in hierdie tyd, en ek hoop u gryp die woord aan, en dat ons het gepraat oor posisie in Christus. Ek lewe my lewe vanuit hom uit. Ek lewe my lewe, u lewe. U is meer as net die som totaal van 2025. En ek staan op. Ons sien vanmôre as kinders van God in Johannes 1 van vers 12 af sien ons daar in Johannes 1, maar almal wat hom aangeneem het, het hy aan hulle die mag gegee om kinders van God te word. Jou posisie. Jy's 'n kind van God. Weet u dat daar niks is wat u en ek kan doen wat kan maak dat hy ons meer gaan lief hê nie. Daar's ook niks wat ons kan doen wat gaan maak dat hy ons gaan minder lief hê nie. U is 'n kind van God en ons groei natuurlik. Ons kom by 'n plek waar ons sê, ja, ek kom en ek het, wie van u het slegte of swak of moeilike dae? Sien, hierdie skrif kom nie vanmôre en sê, nou dat ek hom aangeneem het, word ek nou vrygeskel van enige ongemaklike situasie nie. Nee, my karakter word gevorm in daai tye van parsing, in daai tye van moeilikheid. Kom ek en ek staan en ek hou vas, ek laat hierdie letters van hierdie woord lewendig word. Die woord moet vanmôre vir u vlees aanneem. En u en ek het nodig om vanmôre by 'n plek te kom, dat ons sê dat ek gaan die woord wees wat lewendig gaan wees in iemand anders se lewe. Ek gaan vanmôre die hemel reg verteenwoordig. Ek gaan daar wees waar daar siekte is en my hande op daai sieke lê. Hoekom? Omdat u en ek die autoriteit het. Maar omstandighede gaan vir jou sê, maak jou hand, hy gaan jou
jou hand verdroog. Hy gaan maak dat jy jou hand gaan terugtrek, want daar gaan 'n stem in jou kop, in jou iewers in jou hart, waar ook al daai stem, jy moet net versigtig wees vir al daai stemme. Ek weet baie kere dan antwoord ons onsself, of jy praat met jouself. Vir party weet ek is die enigste intelligente gesprek om te hê. Maar wanneer daai gedagte, wanneer daai saad in jou hart val, wanneer moenie vanmôre dat hy wortel skiet, moenie dat hy daar gaan sit, dat hy jou lewe verswaar, jou lewe versleg, dat hy nee, ons het nodig om by 'n plek toe kom om te sê, nee, ek weet wie en wat, nie net wie ek is nie, maar wie sin ek is, en ek weet, dis 'n woord wat ons van jongs af hoor, en hy word oor sosiale media, word hy amper goedkoop gemaak, deurdat hy oor en oor gesê word, maar hy moet vlees aanneem, hy moet lyf kry, dat ons kan sê, nee, ek weet waantoe. Alhoewel ek nie weet hoe my lewe gaan uitspeel, ek weet ek God se gedagte as kind van God is omtrent my opgemaak, en dat ek is my oë gefokus op Christus. Ek kan moontlik nie presies uitspel, en dit is die wonderlikheid van ons Vader. Sien, daar's iets anderste wat met jou lewe gebeur, as jy kan uitroep en sê, Hemelse Vader. Anders dan gaan hy nie die God wees wat jy dien, die Here wees wat jy aanbid, maar nee, iewers het ons nodig om ons posisie in die huishouding te vind, sodat ons kan opstaan en die koninkryk kan verteenwoordig. Sien, ek kan nie net die koninkryk en weet dat daar's 'n koning wat van 'n koninkryk afkom en ek is daardie ambassadeur en nee, dis wanneer jy familie verstaan dat jy in daardie koninkrykskrag gaan opereer. Dat jy gaan weet wat joune is, deur wat hy gedoen het, nie deur my toe doen nie. Sien, hy wil hê, ons moet hom reg verteenwoordig. Maar die vyand gaan jou kom en hy gaan jou herinner. Hy gaan kom en daar gaan 'n gedagte by jou kom. Nee, ek laat dit gebeur vir iemand anders. Al sien ek dit nog nie gebeur, terwyl dit rondom my gebeur, staan ek vas op die woord. Sien, terwyl dit rondom my gebeur, ons kan nooit regtig beheer wat rondom ons kan die woord spreek en daar kan vorming wees deur geloof, maar ons kan vanmôre kan ons bepaal deur die woord en God se gees wat binne in ons gebeur terwyl dit rondom ek is nie my kondisie nie. Ek is in hemelse plekke, sit ons saam met hom soos erfgename. En hierdie is vanmôre wettige terme. Hy gaan nie sy gedagte omtrent jou verander nie. Nee, ek moet op die woord vanmôre staan, so posisie as kinders van God. En ons kom natuurlik en dan sien ons ook dat ons is konings en ons is priesters. Nou, hierdie is nou nie manlik en vroulik, nee. As u en ons almal saam dan deel is van die bruid van Christus, dan kan ons vanmôre praat van seuns van God. En natuurlik is daar dogters van die Here. Hierdie is nie vanmôre dat ons daar moet vashou nie, ons moet opgroei. 'n paar dinge afskud. En ons moet op pad wees na dit wat hy vir ons bewerkstellig het. Ons sien die hele Openbaring beginne praat natuurlik van hoe ons konings en priesters is. En daarom het ek nodig om te weet hoe die koninkryk opereer. En ek gaan nie weet hoe die koninkryk opereer. Het jy al ervaar hoe mense opdaag in 'n posisie waarin hulle aangestel is, maar hulle gesindhede is nog nie daar nie. Sien, jou gawe maak vir jou ruimte. Is ons karakter wat bepaal hoe ons in daai ruimte kan vertoef. Is ons karakter wat bepaal hoe lank ons in hierdie geopende deur kan wees. Het is belangrik dat as koningspriesters, as kinders van die Here, as 'n mense wat uitgeroep is, uitverkies is, sê vir die persoon langs jou, sê hy het jou gekies, hy het jou uitverkies. Dat ons sal weet dat ons posisie in die Here is ook dat ons mekaar sal beskerm. Sien, daarom is dit glad nie 'n probleem om in te tree wanneer die Here jou op die goddelike uur van 3 uur wakker maak nie. Halleluja. Het jy al gevoel hoe teruggeval voel ons wanneer ander mense getuig en hoe wakker hulle gemaak word 3 uur van die oggend, dit klink soos God se uur. Nee, ons kom en ons beskerm. Ons beskerm. Ons het vanmôre autoriteit. Ons weet dat Efesiërs 2 vers 6 kom en hy sê, en saam is ons opgewek en saam gelaat sit in die hemel in Christus Jesus.
Dis alles, en dit gaan alles oor die oorkyk en waar ek vanmôre van afkyk. Het jy al gesien hoe jou benadering kan verander as jy net kies om op te staan en moontlik iets te kan kyk van 'n ander oogpunt of van 'n ander insaag. Kyk vir die persoon agter u wat nog die hele tyd in die kop agterkant van die kop gekyk het en sê net, ek is mooier as my agterkant. Wat het jy gedoen? Jy het gekies om net 'n ander manier te kyk. Jy's 'n geleentheid gegee. Sien net, dis wat genade doen. Genade sê, nee, ek het nodig om en u wat van kind hou en u wat van om na mooi dinge te kyk, en ek kan so na Dr. Herman kyk en ek weet hy hou van om na mooi dinge te kyk. Halleluja. Dis hoekom hy gekies het en sê nee, ek vat haar. Pastor Jeff natuurlik met sy rooi kar. Maar as jy hou daarvan om na mooi dinge te kyk of te staar, baie keer dan kan jy jou so naby bevind. Jy kan jou neus voor 'n skillery kry en jy gaan nie die volle prentjie kry nie. Maar as wanneer jy een stappie terugvat en jy die hele prentjie kan inneem. Sien, wat doen die salwing vanmôre? Hy gee jou die geleentheid. Sien, want baie kere is ons te op dit wat ons is. Jong mense sê baie kere, jy's op het. Jong, jy's bietjie op het. As jy dik hou. Dat jy net, ek en u sal terugstaan en sê, kom ek neem net waar die groter prentjie. Sien, as die een ding op die ander ding gebeur, as die een kind is en die neus loop en hulle is blootgestel en die kinders by die skool, is dit asof u wag vir die volgende kind om verkoue te kry. En u siek verlof is gedaan en daar is nie 'n ouma wat kan kyk nie en u moet by die huis bly en ek weet ek mag moontlik 'n paar van u trigger nou. Maar dat u amper by 'n plek is waar jy sit en wag vir die negatiewe ding. Nee, daai is nie posisie nie, daai is kondisie. Daai is wanneer ek sit en ek wag en ek het eintlik my sitplek uitverkoop. Ek het gesê, ag nee wat, ek weet dat ek saam met hom in hemelse plekke gesit. En hierdie moet nie vanmôre motivering vir u wees nie. Hierdie moet mobilisering wees. Hierdie moet nie vanmôre motivering wees nie. Hierdie moet wees dat die tyd is min. En ek sit my geld waar my mond is. Die Engelsman sê, my money where my mouth is. As ek sê, dat hy is nie net dat hy nie net terugkom nie, maar hy's op pad, dan gaan ons weet, daar's nog 'n pastoor wat hierdie naweek, begin van hierdie naweek gehoor het, dat hulle hom eintlik net die naweek gee. Mense is besig om te sterf en hierdie is nie om vrees in ons in te boesem nie. Hierdie is om te sê, nee, terwyl ons besig is om gefokus te wees of te bly of te kyk aan dit wat ons deurgaan, dat ons eerder ons oë sal lig op waarvoor ons geroep is. Dat ons weer by 'n plek sal kom om te sê dat ek is 'n draer van die salwing. En ek is draers van die heerlikheid. Die teenwoordigheid wat ons in hierdie plek ervaar vanoggend is omdat u gekies het om op te staan en te sê, Here, u is nog nie klaar met my nie. Hoe weet ek dit? Ek haal nog asem. U is nog nie klaar nie. Ek gaan wonderlike dinge in die aarde doen en laat my deel wees. En daai stem gaan vir jou sê jy is gediskwalifiseer weens 'n gebrek of 'n tekort aan een of ander iets, maar hy sit vanmôre by jou. Hy voeg tot jou lewe. Hy's nie 'n outeur wat gaan begin skryf aan 'n pragtige gedig wat jou lewe is en dan halfpad gaan ophou nie. Nee, hy gaan alles van jou storie gaan hy inweef. Hy gaan alles gebruik as jy soos in Romeine 8:28 net gaan toelaat om te sê, Here, hier is dit. Vat dit, Here. Vir my is dit te veel. En daarom is daar sekere programme en daar's een wat baie suksesvol is, veral wanneer dit kom by rou. Is wanneer ons 'n program en met tyd sal ons seker dit nog begin ontwikkel in ons eie gemeente, waar hulle praat van grief share. En wat ek uit daai hele program geneem het, is dat dit is makliker om dit te doen, is makliker om die rou te dra, wanneer jy dit uitdeel, of jy sê, maar ek wil dit nie alleen doen nie. Hy kom en hy draai nie sy rug op jou donker oomblikke nie. Maar die vyand wil jou vashou. Wil jou diskwalifiseer. Weens foute van die verlede wil hy vir jou sê, die voorreg om nou deel te kan wees van die Here en wat hy in en deur mense in die aarde wil doen, is nie joune nie. Weens dat u en ek
moontlik nie sukses nie. Gee God 'n vars kans, soos wat hy vir ons elke oggend gee. Want sy genade is nuut. Sien jy's nie vanmôre te jonk gered, of te oud op die pad, om bruikbaar in die hand van die Here te wees nie. Ek kan nie my kondisie vanmôre hoër lig as die God waarvan ons gesing het nie. En ek gaan nie wegneem van die harde toetse wat mense skryf nie. Ek gaan nie wegneem dat dit wat u deurgaan groot is nie. Maar ek kan nie vir u vanmôre daar los nie. Ek moet u aandag fokus op hoe groot die God is wat u aan mekaar gesit het. En hoe groot die God is wat u en my aan mekaar hou. Dis die perfekte liefde van die Here wat die vrees na buite dryf. Terwyl dit om my aangaan, is daar rus in my. Hoekom? Want die prins van vrede, ek sit saam met hom in hemelse plekke. En daarom het ons nodig, hoe gaan ek dit vind? Nee, ek gaan die woord begin toepas. Sê vir die persoon langs jou, sê jy moet die woord doen. Ek gaan die woord moet begin toepas, waar ek die woord gaan vat en dit myne gaan maak. Adel, die woord myne gaan maak. Sien dat dit nie groter gaan wees as die salwing wat hier is, om juke te breek en las te verwyder. Nee, bly in jou posisie. U is nie jou onlangse teleurstelling nie. U is nie jou onlangse fout nie. U is nie die feit dat jy jou hande op daai sieke gelê het en die persoon het nie reaksie dadelik gewys nie. Ewigheid gaan vertel jou gehoorsaamheid, u en my gehoorsaamheid laat toe dat God se autoriteit deur ons vloei. Wanneer ek sê, Here, hier is ek. Here, hier slaan ek my hand weer aan die ploeg en hierdie keer is ek meer toegerus. En ek gaan vashou. Wat is die Here besig in hierdie huis om te doen? Veral in hierdie maand. Mense is besig om los te kom. Los te kom van hulle gister. Los te kom van die parkeerplekke van hulle lewe. Dit is nie net, nee, ek laat dit nou net gaan nie. Nee, ek ervaar, ek laat toe dat die Here my hart bedien. Sien, wanneer ek kom en ek my hart voor die Here bring, dan gaan ek sien dat die lewe wil hê, ek moet myself verhard om myself te verdedig. Maar my vertrou is in die Here. Nou kom ek en ek bring dit voor die Here en sê, Here, versterk my, want my vertrou is in U. Want as ek 'n harde hart het, gaan ek dit mis. As ek 'n harde hart het, gaan ek dit mis. Dan gaan ek nie my hart beskikbaar, my hande beskikbaar. As my hart ongewillig is, gaan my hande nooit beskikbaar wees om sy hande en voete te wees nie. Dan gaan ek maar baie selfgesentreerde lewe. Ek, myne en myself. En wanneer u en ek begin sien hoe myne en ek in my gesprekke opdaag, dan moet ek vir myself vra, hoe ver is dit wat ek nog moet groei? Hoe ver is dit wat ek nog moet gaan? Daarom maak ek myself beskikbaar. Ek sê, Here, dit wat U in my lewe wil doen, hier is ek. Dit wat U deur my lewe wil doen, hier is ek. Here, vat dit alles. U is nie die kondisie nie. U is gekies, uitverkies. Voordat U hom gekies het hy U uitgekies. En wat wil die Here vanoggend doen? Hy wil mense salf en merk. Soos wat jou omstandighede moontlik 'n letsel gelaat het, wil hy hê, jy moet eerder jou naam soek in sy hand, gegraveer. En sê, Here, as daar enigiets is wat U dan nou kan gebruik, doen dit. Vanmôre wil ek vra dat, as jy vanmôre hier is en kom ons doen maar die ou Pinkstermanier en ons maak maar ons oë toe en moontlik is daar 'n warm vuur wat so om u begin brand. Omdat ek myself kan toesluit en afsluit, maar maak jou hart waawyd oop vir die Here. As u vanmôre hier is en jy sê, Jaco, ek gaan deur rowwe dinge, jong. Dis 'n paar rowwe dinge. Het voel groter as wat ek tans kan dra. Wil amper vasval in 'n kondisie. Ek het die Here vanmôre nodig om oor my hart te beweeg, my te help, uit te roep
Here, help my. Terwyl ons vanmôre so sit, as dit vanmôre die gebed van u hart is, wat u uitroep vanmôre, Here, help my gesin, help my vrou, my en my man, help ons, help my besigheid. U weet tog dat u geroep is as 'n koninkryksfinansiërder. Dis hoekom jou besigheid onder die aanval is, soos wat hy is. U weet tog dat u in die huis die Here gaan dien en hy jou huis gaan gebruik om ander in te bring. Dis hoekom jou huis onder die aanval is. As u vanmôre hier is en hy sê, ek het die Here se hand oor my lewe nodig. Wil jy nie net jou hand opsteek vir oggend, sodat ons saam met u kan bid nie. Ons hande reg oor hierdie plek. Reg oor hierdie plek. Here, ek bid vanmôre, Here, dat u salwing op hierdie plek rus vanoggend. Here, dat u salwing op hierdie plek vanmôre rus, Here. Here, dat krag tot mense se lewens toegedien word. Vanmôre roep ons uit, Here, en sê met hande na die hemel. Gee ons harte oor. Reën op 'n dor, bar, onvrugbare land. Help my uit my kondisie, in my posisie, soos wat ek uitklim en op die water loop. Here, ons loof u. Dankie vir die salwing in hierdie huis vanoggend. Here, ons loof u. Ons loof u vanmôre. Ek sien die hande wat op is, Here. Nuwe hoop, nuwe sterkte. U woord, kragtig, tweesnydende swaard, wat deurdring vanmôre. En ons help, Here. Vir ons wysheid gee, omdat ons dit van die Here bid, en die woord sê dat as ons dit doen, dan voorsien U. Lei ons, Here. Lei ons, Here. As U vanmôre saam as gemeente sê dat nie langer dit wat ek deur is, my kondisie, nie langer gaan dit my vashou nie. As U vanmôre so sê, wil U nie saam met my staan, terwyl ek die uitnodiging gaan doen vir hulle wat wil vorentoe kom, om uit te kom, sodat ons saam met U kan bid. Pastoor is hier, bedieningsspan is hier. Sê vanmôre hier is, terwyl ons as gemeente staan, sê ons staan saam. Ons weet dat daar's 'n mandaat op hierdie gemeente. Sê ons het nog nooit gekyk op die tekort aan finansies voordat ons iets doen nie, of die tekort aan mense om dit gedoen te kry, of gewag tot dinge gunstig is. Nee, ons het gesê, Here, U alleen kry die eer. En vanmôre as U hier is en U het gebed nodig, vat moed en kom uit en ons gaan saam met U bid. Ushers, as julle so lank kan uitkom, bedieningsspan, as U vanmôre gebed nodig het voordat ons afsluit, kom vinnig uit, ons gaan saam met U bid vir oggend. U woord oor U lewe verklaar. U kinders los verklaar uit situasies. Wat dit ook al is wat U nodig het. Hy is hier om dit te doen. Halleluja. Ek wil vir die, ek weet nie of julle egpaar is, wat, so ek dink is die derde ry, so net so agter, Brendan, julle, dink jy het 'n groen baadjie aan, ek weet nie of julle twee van julle saam, die hand van die Here, is julle twee saam? Halleluja. Die hand van die Here is op julle. Sien hoe die Here vir julle deure gaan oopmaak, waar het gevoel het asof iemand anders 'n deur toegemaak het, maak die Here deure vir julle oop, en waar het voel asof ander probeer om eintlik teen die deur te leun, sodat julle nie kan inkom nie. Hy is die weg, die waarheid, die lewe. Sien hoe daarom is swaai vir die beter kom in dit wat die familie tans deurgaan, dat die Here vir julle oplossing bring en vir julle die antwoord maak
Nou, die antwoord weet ons is Christus aan die binnekant van ons. Hoor hoe die Here vir julle vanmôre sê, hy vir julle die oplossing bring, maar julle die antwoord maak. Dankie dat julle nie opgehou het om in God te glo nie. Dankie dat julle vasgehou het, want in hierdie dag kom die Here en hy gryp aan dit wat julle waaroor julle besorg is en gee dit aan hom en kom in die rus van die Here en sien hoe hy vir julle 'n bonatuurlike deur oopmaak. Hy het die oplossing, maar julle die antwoord, Jesus Christus aan die binnekant. Ek roep dit wat julle nodig het en die manier wat julle dit nodig het na julle toe. Sien hoe die hand van die Here oor dit wat julle selfs en ek sien hoe hy julle hande seën en inisiatiewe en die besigheid en dit waarmee julle werk, hoe hy dit begin seën en ek sien hoe die targets gemeet word. Die Pastor Jeff het so vir 'n paar jaar het hy net besorg gewees oor targets. Sien hoe die Here sê, daai boksies wat gemerk is op die te-doen-lys, hoe hy begin dit afmerk, en sien hoe hy vir julle dit doen. En omdat julle harte oorgehandig het en gegee het en gesê het, Here, U alleen kry al die eer, sien hoe hy vinnig ingryp. Here, ek dank U dat U vir hulle bonatuurlik seën, Here. Here, dat U deur krag en sterkte hulle bystand bied in hierdie tyd, Here, om die oplossing te sien en die antwoord te wees. In Jesus naam, halleluja, halleluja. Here, ons dankie, Here. Kom ons hou ons hande uit na hulle wat hier voor staan en voor gebid word. En ons dank die Here vir dit wat hy in hulle lewe tot stand bring. Here, ons dankie vir U wat aanlyn ingeskakel is. Die Here is besig om in mense se harte te werk en die profetiese salwing werk nie net vir 'n huis nie, hy werk vir U wat ingeskakel is omdat U tyd uitgekoop het. Ons bid vir U in hierdie tyd en sê dat dit wat stadig was begin vinnig raak, 'n snelle pas aanneem, dat U sal begin sien hoe die wind begin van agter die seile vind in besigheid en families en dat daar 'n versnelling is in dit waarvoor U die Here vertrou in Jesus naam. Halleluja. Ek gaan Pastor Jeff vra vir ons af te sluit. Vanmôre, vat hierdie salwing wat hier is. Vat die vuur wat hier is. Nie net om warm te word nie, hardloop met hom. Die krag moet buite die mure funksioneer. Halleluja. Vader, ons wil vir baie dankie sê vir die woord vanoggend wat in ons harte penetreer en infiltreer om ons te verander. Here, dat ons oë altyd gefokus sal hou op Jesus, die begin en die volëinde van ons geloof. En ek bid vanmôre, Vader, vir 'n ommekeer in ons lewens, op hierdie lewenspad wat ons besig is om te loop. Ek weet, Vader, vanoggend staan baie van ons voor U in twyfel omdat ons deur situasies en omstandighede gaan en dit nie verstaan nie, maar Here, U het nooit in die woord gesê ons moet dit verstaan nie, maar ons moet glo dat U is en U wil ons seën in alles wat ons doen. En so vanmôre kom ek en ek bid vir elke persoon, elke familie, elke huwelikspaar. Ek bid vir elke een vanoggend en ook hulle wat aanlyn ingeskakel is. En ek vra, Here, dat U sal inbeweeg in die omstandighede en dit verander. Nie oor wie ons is nie, maar oor wie U is. En maak ons bewus dat U omgee. En dat die woord wat U gesê het en gegee het vir ons, U sal ons nooit begewe of verlaat nie. U sal ons nooit teleurstel nie. Omstandighede mag dalk, situasies mag dalk, maar U woord bly staan. En vanmôre bid ons die woord wat die weg is, die waarheid in die lewe is, oor elke een en sê, Here, kom en laat die vrede van U vanoggend in ons harte werk in Jesus naam. Amen.